Hallo en welkom. Ons is in die Adventseisoen, 'n tyd waarop ons harte voorberei vir die koms van Jesus. In hierdie week verken ons hoe die nuus oor sy aankoms verskillende reaksies ontlok het. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê: "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys." En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. Daar's iets ontsettend eerlik aan Herodes se optrede. Nou nie sy dade nie, sy dade is brutaal, maar sy reaksie op die nuus van Jesus se geboorte is eerlik. Hy is bang. Hy is nie net ongemaklik nie, hy is bang. Hy is nie net onseker nie, hy is ontwrig. Die Griekse woord terasso beteken letterlik om van binne afgeskit te word, asof iets binne sy fondasies verloor het. Nou wanneer ek oor Herodes dink, sien ek 'n man wat sy hele lewe lank probeer beheer het. Mense, besluite, mag, uitkomste, selfs stories. Want stories kan bedreig jou nooit. Dis die onbekende, dit wat onverwags is. Die nuus van 'n ander soort wêreld, 'n ander soort koning wat jou skud. Dalk sien jy dit ook in jou eie lewe. Die nuus van Jesus klink mooi, maar dit voel soms gevaarlik. Nie omdat hy hard is nie, maar omdat sy liefde ons gaan verander. Sy nabyheid ontwapen ons. Sy teenwoordigheid roep ons uit plekke waar ons gemaklik geraak het, selfs al is dit nie goed vir ons nie. Die gevaar is om te dink ons is anders as Herodes. Maar as ek eerlik is, draak soms sy refleksie in my. Ek wil Jesus sê, maar ek wil in beheer bly. Ek wil bepaal hoe God met my mag praat. Ek wil self besluit hoeveel van my lewe ek wil oopmaak. Ons wil die uitkomste vorm, die tempo bepaal, die risiko's minimaliseer. En is hier waar Herodes my leer oor die broosheid wat in ons almal leef. Enige iets wat my ritme ontwrig, kan soos 'n bedreiging voel, selfs goeie nuus, selfs Jesus. So waarom voel goeie nuus soms soos 'n risiko? Ek dink dis omdat Jesus nie net kom om ons lewe so 'n bietjie beter te maak nie. Hy kom om die hele landskap van ons innerlike wêreld te hernie. En nie deur mag nie, nie deur skielike omwenteling nie, maar deur liefde. En liefde kan ons soms pla, want dit vra nabyheid. En dit vra vertroue. Vertroue vra oorgawe. En oorgawe vra dat ons ophou beheer probeer uitoefen. So wanneer die evangelie jou vind, voel dit soms tussen die keuse tussen twee innerlike stemme. Die Herodes in my wat bang is wat ek gaan verloor, maar dalk ook die van Maria, wat jy onthou wat gefluister het toe sy die nuus hoor: "Laat dit met my gaan, volgens u woord." So elke keer wanneer die nuus van Jesus nader skuif, moet jy weer besluit, gaan ek vasklou of gaan ek oopmaak? Kyk, Herodes was nie bang vir die baba nie. Hy was bang oor wat die baba sou verander, oor wat die baba sou vra, oor die lewe waarvan hy sou moes afsien, oor die stories wat hy nie meer sou kon beheer nie, want dis presies wat met ons gebeur. Dis die vrese wat ons het wat fluister: as ek Jesus regtig gaan laat inkom, miskien gaan ek myself verloor. As ek gaan oorgee, gaan ek kwesbaar wees. As ek toelaat dat hy met my praat, gaan hy dalk iets van my vra. Maar ook hierin is die ironie. Herodes het gedink, hy gaan iets verloor as hy oopmaak. Maar die verlies wat hy beleef het, het presies gelê in sy vasklou. Want elke keer, as ons beheer probeer behou, dan word ons wêreld kleiner. Elke keer as ons self probeer besluit waar God mag werk, word jou siel se omheining net skerper. Elke keer as ons probeer vashou aan dit wat ons ken, mis ons die nuus van dit wat jou kon bevry. Kersfees nooi ons tot een eenvoudige, maar radikale ding: maak oop.
Die geboorte van Jesus meng God se lig met ons donker, ons vrees met sy vrede, ons beheer met sy kalmte, want hy dwing nie, hy skree nie, hy storm nie, maar hy kom. Hy kom as 'n baba in broosheid en hy wag. En hy roep in liefde, in die stilte vra, mag ek jou lewe aanraak, mag ek inkom. Nie om oor te vat nie, nie om vreugde te steel nie, nie om jou wêreld te verwoes nie, maar om jou te red en om jou nuut te maak. En dit kan soos 'n bedreiging voel, totdat ons besef, maar dis liefde wat dit van ons vra. Liefde wat nie manipuleer nie. Liefde wat nie 'n ongenaakbare mag is nie, maar liefde. En daarom vra hy altyd sag en hy wag, tot jy vra en ja sê. En dalk is dit die diepste vraag nie, wat het Herodes gedoen nie, maar eerder, waar in my lewe voel Jesus se nabyheid vir my soos 'n soort bedreiging, en waarvoor is ek bang om oop te maak? Waar probeer ek die uitkoms beheer, en waar hou ek vas aan 'n ou manier van lewe? God se uitnodiging is nooit moenie bang wees as 'n bevel nie. Dis eerder in 'n sagte, moenie bang wees nie, want ek is naby. So ek wil jou nooi om in jou tyd van gebed vir 'n paar oomblikke met jou hande oop jou skoot te sit en dan te dink aan, wat is dit wat my weerhou? Wat se vrees om sy geskenk te ontvang? Mag jy met die Here daaroor praat. Kom ons bid saam. Here, ons bid en vra dat U ons vandag sal wys waaraan ons vasklou. Here, help ons om die vrees wat ons vashou in die gesig te staar en aan U oor te gee. En Here, dankie dat U ons help om ons wapens neer te sit en om opnuut ons harte oop te maak vir U en om U te ontvang. Amen.